Welkom by vandag se les oor die markomgewing, 'n dinamiese ruimte wat 'n direkte impak het op hoe besighede hul kliënte bedien en mededingend bly. Die markomgewing is die eksterne sakeomgewing wat 'n organisasie se vermoë om sy kliënte te bedien direk beïnvloed. Anders as die mikroomgewing, bestaan die markomgewing uit eksterne kragte wat 'n besigheid nie kan beheer nie, maar waarop dit moet reageer om mededingend en relevant te bly. Kom ons begin met mededingers wat besighede is wat soortgelyke produkte of dienste aanbied. Om hul prys, bemarkings en kliëntediensstrategieë te verstaan, help 'n maatskappy om homself beter in die mark te posisioneer. Vervolgens fokus ons op kliënte wat sentraal staan in die markomgewing. Besighede moet kliëntebehoeftes, voorkeure en koopgedrag verstaan om waarde te lewer en lojaliteit te bou. Ondersoek dan verskaffers wat, alhoewel ook deel van die mikroomgewing, markdinamika beïnvloed wanneer hulle pryse, beskikbaarheid en kwaliteit van insette beïnvloed, wat produikaanbiedinge en mededingendheid beïnvloed. Tussengangers insluitend agente, groothandelaars en kleinhandelaars wat help om produkte van vervaardigers na verbruikers te skuif. Hul doeltreffendheid kan produkbereik, pryse en kliëntetevredenheid beïnvloed. Daarbenewens, reguleerders en drukgroepe speel 'n rol, aangesien regeringsbeleide, wette en verbruikersvoorspraakgroepe deel vorm van die markomgewing, wat beïnvloed hoe besighede funksioneer en billike praktyke en verbruikersbeskerming verseker. Soos ons afsluit, onthou dat die markomgewing noodsaaklik is in die vorming van jou besigheidsstrategieë en uitkomste. Deur waaksaam te bly vir die behoeftes van jou kliënte, die optrede van jou mededingers, die rolle van tussengangers, die impak van verskaffers en die regulasies wat in plek is, kan jy jou besigheid se sukses en mededingendheid handhaaf. Bly proaktief en aanpasbaar in hierdie steeds veranderende landskap.